Hallo mense, ek is om Koos van die Groot Karoo. Nou kyk, ons is mos hier in die appelwêreld. So vandag gaan ons nou appelassyn maak. Nou dis eintlik baie maklik. 'n Appelassyn is een van daai wonderlike goed wat jy in jou huis moet hê. Nou ons het nou hier 'n klomp Granny Smith appels. Dis die beste appel om appelassyn van te maak in my opinie. Hierdie appels is hierdie immer klompie appels hier in immer, hulle is kommersieel gekweek. So ons het hulle baie goed afgeskrob. Hy moet nie enige gewe goed op hulle wees, dit kan jou asyn konfogel dem. So is baie maklik. Jy vat net die appels neem in stukke op. En as jy 'n stieletjie aan het, moet jy die afsny, want daarvan die gif sit nog in die stieletjie vas. En as jy nou plekkies op het, dan sny jy dit net uit. Kyk, so ek sê, dis eintlik uitskot appels hierdie. Hulle is nie goed vir die uitvoermark of vir die winkelmark nie. Hulle is eintlik vir sap. Nou, die appelassyn is 'n wonderlike ding. Jy moet hom eintlik in jou huis hê. Kyk, appelassyn het baie gesondheidsvoordele en hy is 'n baie goeie ding waarmee jy plantsiektes kan beheer en vleessiektes. Ons byvoorbeeld hier 'n kalf gehad wat ons iewers gekoop het vol borsluise en toe maak ons koek sodat 'n appelassyn deur mekaar, dat is so skuim. Spuit die borsluise en 2 of 3 dae later, was daar nie 'n borsluis op daai kalf. So dis 'n ding wat jy moet hê en het baie gesondheidsvoordele. Vroeger jare, in die tyd van die seilskepe van ou Diaz en Columbus en Vasco da Gama en daai manne, toe het hulle altyd appelassyn op die skip gehad. Hulle elke paar dae het die skip se dek met appelassyn gespat. Dat het peste en plaag voorkom op 'n groot skaal. Nou kyk, ons vat die appels, stem dit in stukke, gooi hom in die water. Nou kyk, die water is baie belangrik. Jy moenie water wat met chloor behandel is gebruik nie. So as jy in die dorp bly, moet jy seker maar die chloor kook of uitkook of afkook of wegkook. Ek weet nie hoe sê mense nie. En dan gooi jy die appels in die water. Nou kyk, die appelstukke moet alles onder water wees. Daar moet nie van die appels bo die water uitsteek, want dan groei daar muff op hom. As dit swart muff verskyn, maar jy lê immer weggooi, as dit wit muff verskyn, dit moet net afskep. En laat hy aangaan die gistery. Nou kyk, wanneer jy in die winkel kom en jy koop spierwit blink appelassyn, nie wit nie, hy is so geelerig, lyk amper so appelsap. Nou, maar jy weet, hoe sê die Engelse, alle wholesome goodness is uitgefilter. Appelassyn moet so vaal wees, soos vaaljapie, en hy moet hy kan maar so even van 'n afsak slok hê. Dit wys jou net, alle goeie goed is nog in die appelassyn. So, ons gaan nou gou hierdie appeltjies almal opchop, ons gaan in die emmer gooi. Ons gaan die emmer in die gis sit, hier het ek natuurlik 'n bietjie suiker, ons gooi dit net bo-oor. Dit sit net die gistingsproses baie lekker vinnig aan die gang. Nou, dit is iets wat jy baie makliker probeer, as jy miskien toegang tot appels het, of ons is nou in die bevoorregte posisie, dat hier kan ons so baie appels kry, so dat ons mee kan werk. As jy appels kry, kyk, hier sien ene wat so 'n sleg plek het, die moet jy daar maar afsny. Hy is, so ek sê, as hulle gaan versap, gaan alles vir maar net so. So as sny die appeltjie, daar gaan hy. En hy gaan in die emmer. En as nou klaar die appels opgesny het, dan gaan ons gou vir julle wys, sit 'n bord op, alles moet onder water wees. En, ekskuus tog. Een ding wat ek nou wil net sê van die gistery, kyk, dit gaan omtrent so 2 weke vat en 3 weke, toe kyk, hier by ons dit nou baie koud, en die gistery gaan maar stadiger as die koud is. Nou, sê nou maar na 3 weke, jy moet net kyk, as die appels begin afsak, ondertoe, nou weet jy, jou gisting is klaar. Okay, ek wil net so 'n maat gee, want mense vra my baie keer na resepte en so, en ek sê, hier is nou eintlik nie 'n kwaai resep wat 'n mens kan maak nie, maar ons omtrent hier so 40 appels. Dis 'n 20 liter emmer. Nou as ou die 40 appels hier ingegooi het, ingesny het, dan hulle vat ons daar 'n bietjie minder plek as die hele appels. Dan maak jy hom tot daar so vol met water. Skoon water. Ons is nou baie gelukkig dat ons hier skoon fonteinwater het. En
dan is dit nou net vergist. Jy gooi dan so 2 koppe suiker in, koppie op 'n liter, op 10 liter, en daar is dit net vir gister om te begin. Nou ek sê, dit vat omtrent so 3 weke, 2-3 weke, jy moet maar die besigheid aan mekaar dophou, en baie lekker gesonde appelsyn. Jy gaan nooit weer appelsyn koop as jy eers hierdie gemaak het. Oké, nou is appels opgechop. Ons het nou toe nie 40 appels gebruik, maar so 30. Hier is appels nou in die water. Hulle is omtrent, die appels lê omtrent so 10 cm dik hier in die emmer. Nou gaan ons gou die suiker ingooi, dan gaan ons so 'n bietjie roer. Gaan ons die water optop. Gaan ons die bord bo sit, die bord van die appels alles onder die water hou. Nou ja, hier is nog 2 koppies suiker. Gooi hom oor. As jy, nou gaan ons hom nou roer. Ja, kyk, hier is ons 'n lepeltjie wat ons mee roer. Hoe die krokodil dan nie gesê, this is a knife, but this is a spoon. En engeltjie wat altyd net met die lepel slaan is, daar moeilikheid kom. Roer gou die spulletjies so 'n bietjie deur mekaar. Dan gaan ons hom optop met water. En dan is die appels aan die loop. Hierdie lepeltjie is sommer ook gebruik vir roeispan as jy miskien 'n ou bootjie het. Maar hy werk baie lekker hier by ons konfytkokery en goeders. OK. Top hom 'n bietjie op met water, lekker vars. Suiwer skoon fonteinwater. OK. Dan gaan hy. Nou sit ons 'n bord van die appels onder die water. 'n Lekker groot bord. Die bord is nou omtrent die naaste een wat ons kan kry wat so groot is soos die emmer. Dan sit ons die deksel op. Maar die deksel moet losweg opkom. Sit op net so, hy moet asemhaal. Maar kyk, die vrugtevliee, die muggies, die vleermuise, die katte, die lot, alles wat lewe en vlieg, wil hier kom in. So, sit die deksel mooi op, nie te dig nie, jy moet asemhaal. As jy wil 'n doek opsit en hom vastrek, amper beter. Maar nou gaan dit vir 2, miskien 3 weke. OK, maak hy elke dag op 'n kyk. As hy miskien 'n swart muffers in die besigheid weggooi, is dit wit muffers, kan jy net afskep, roer hom elke dag 'n bietjie om, laat die onderste appels bo kom en so aan, en dan is jou appelsyn toetiks reg. OK, hier is ons nou by ons appelsyn. Hy is nou al 'n week in die emmer. Ons gaan gou deksel af, waar kyk hoe lekker. Ons het hom elke dag gekyk. Haal die deksel af, haal die bord af, wat alles moet onderhou. Sit hom daar mooi neer. En so 'n bietjie roer. Hy kom lekker aan. Alright. Baie lekker tuisgemaakte appelsyn. Sit weer 'n bord op en daar gaan hy. OK, dis so 3 weke later. Hier is ons appelsyn nou gebottel. Die appelsyn gaan nou uit die emmer uit hier in die bottel in. Dan het hy wat hy nog so 'n tweede fermentasie wat hy doen, dan het hy lekker gas in. Appelsyn is nou nie gefilter nie, hy's net gesif. So alle goeie probiotics en alle goeie bakterieë wat goed is vir jou darm, dis alles hierin. En kyk, hy is so vaal soos vaaljaapie. So moet appelsyn lyk. Hy moenie blink, skoon, suiwer uitgefilter wees nie. Dis hy daai. Baie goed. En saam met koeksoda is dit 'n baie goeie middel om suur in jou liggaam teen te werk. Dis 'n goeie borsluismiddel en jy kan hom op plante ook spuit. Hy hou plantluise en roes werk hy tee. So dis appelsyn is amper een van daai goed wat jy moet in jou huis hê. En so lyk hy nou as ons homself gemaak het. Baie gesond. Jy kan sommer so 'n hele bottel uitdrink, hy gaan niks kwaad doen nie. Hy gaan eintlik net goed doen. So dis hy daai, probeer hom gerus.